Levitikus, hoofstuk 14. Die Here het verder vir Moses gesê: Dit is die instruksies vir iemand wat 'n velsiekte soos melaatsheid gehad het op die dag waarop hy gereinig word daarvan. Die persoon moet na die priester toe gebring word. Die priester moet na die persoon toe uitgaan wat buite die kamp is. Wanneer die priester na hom kyk en ondersoek het en bevind dat hy genees is van die velsiekte soos melaatsheid, moet die priester beveel dat hulle vir hom 2 rein voëls wat nog lewe moet bring. Hulle moet ook 'n takkie van die sederhout, 'n bloedrooi tou en 'n hisoptakkie bring vir die persoon wat gereinig moet word. Dan moet die priester beveel dat een van die 2 voëls se kop afgeknyp word oor 'n kleipot waar daar vars water in is. Die priester moet dan die ander voël wat nog lewe saam met die takkie van die sederhout en die bloedrooi tou, asook die hisoptakkie in die bloed doop van die voël wat geslag is oor die vars water. Dan moet die priester 7 maal van die bloed sprinkel oor die persoon wat gereinig word. Die lewendige voël moet hy in die veld laat loslaat om weg te vlieg. Die persoon wat gereinig word moet sy klere was. Hy moet ook al sy hare afskeer en bad. Daarna is hy rein en mag hy in die kamp kom. Hy moet egter nog 7 dae buite sy tent bly. Die 7de dag moet hy weer 'n keer al sy hare skeer. Hy moet sy kop, baard en selfs sy wenkbroue skeer. Dan moet hy weer sy klere was en self 'n bad neem en hy sal rein wees. Die volgende dag, die 8ste dag, moet hy 2 jong rammetjies en 1 jaar oud ooi waaraan daar geen liggaamlike gebrek is nie, tesame met 'n spysoffer van 'n eva of ongeveer 6,6 liter fyn meel wat met olyfolie gemeng is, asook 'n log of ongeveer 300 ml olyfolie naderbring. Dan moet dieselfde priester wat die reinigingsseremonie uitgevoer het, die persoon by die ingang van die tabernakel laat staan. As 'n skuldoffer moet die priester een van die rammetjies en die logolie naderbring, en dan moet hy dit in die teenwoordigheid van die Here heen en weer beweeg as 'n beweegoffer. Op die heilige plek waar die brandoffer en die sondeoffer geslag word, moet die ram dan geslag word. Die skuldoffer behoort aan die priester net soos die sondeoffer aan hom behoort. Dit moet as hoogheilig beskou word. Daarna moet die priester van die bloed van die offer neem en dit aan die persoon wat gereinig word sy regter oorlel, regter duim en regter groottoon smeer. Die priester moet dan van die olyfolie in die log neem en 'n bietjie daarvan in sy linkerhand gooi. Die priester moet sy regter wysvinger in die olyfolie in sy linkerhand druk en 7 maal daarvan sprinkel in die teenwoordigheid van die Here. Hy moet ook van die olyfolie in sy linkerhand bo oor die bloed van die skuldoffer smeer aan die persoon wat gereinig word sy regter oorlel, regter duim en regter groottoon. Die olyfolie wat dan nog oor is in sy linkerhand, moet die priester dan smeer aan die kop van die persoon wat gereinig word. Op hierdie manier doen die priester versoening vir die persoon in die teenwoordigheid van die Here. Dan moet die priester die sondeoffer bring vir die persoon wat gereinig word. Op die manier doen hy versoening vir die persoon se onreinheid. Dan moet die priester die brandoffer slag. Daarna moet die priester die brandoffer asook die spysoffer op die altaar verbrand. Op hierdie manier het die priester vir die persoon versoening gedoen. Hy is nou rein. Indien die persoon te arm is om dit te bekostig, moet hy as skuldoffer 1 jong rammetjie bring. Dit moet heen en weer beweeg word sodat daar versoening vir hom gedoen kan word. Daarby moet hy ook 'n 10de van 'n eva of ongeveer 2,2 liter fyn meel wat met olyfolie gemeng is, asook 'n log of ongeveer 300 ml olyfolie bring. Hy moet ook, volgens wat hy kan bekostig, 2 tortelduwe of 2 jong duwe bring. Die een duif is die sondeoffer en die ander duif is die brandoffer. Dit alles moet hy op die 8ste dag nadat hy gereinig is na die priester toe bring, in die teenwoordigheid van die Here, by die ingang van die tabernakel. Dan moet die priester die rammetjie wat bedoel is as skuldoffer en die log olyfolie heen en weer beweeg in die teenwoordigheid van die Here. Die rammetjie wat bedoel is as skuldoffer moet hy dan slag en van die bloed smeer aan die regter oorlel, regter duim en die regter groottoon van die persoon wat gereinig moet word. Dan moet die priester van die olyfolie neem en dit in sy linkerhand uitgooi. Die priester moet sy regter wysvinger in die olyfolie wat in sy linkerhand is druk en dan 7 maal in die teenwoordigheid van die Here sprinkel. Daarna moet die priester van die olyfolie in sy linkerhand neem en dit smeer aan die persoon wat gereinig word sy regter oorlel, regter duim en regter groottoon, bo oor die bloed van die skuldoffer wat hy reeds aangesmeer het.
Die olyfolie wat oor is in sy hand, moet die priester dan smeer aan die kop van die persoon wat gereinig word. Op hierdie manier doen die priester versoening vir die persoon in die teenwoordigheid van die Here. Die priester moet dan een van die tortelduwe of jongduwe, wat hy ook al kan bekostig, berei as 'n offer. Hy moet die een duif voorberei as 'n sondeoffer en die ander een as 'n brandoffer, tesame met die spysoffer. Op die manier doen hy dan versoening in die teenwoordigheid van die Here vir die persoon wat gereinig moet word. Dit is dan die instruksies vir die persoon wat 'n velsiekte soos melaatsheid gehad het en nie die voorgeskrewe offers kan bekostig vir sy reiniging nie. Die Here het verder vir Moses en Aaron gesê: Die dag as julle in Kanaan aankom, wat ek vir julle gee as 'n besitting, en ek 'n huis tref met 'n plaag van skimmel, moet die eienaar van daardie huis na die priester gaan en vir hom sê: Dit wil my voorkom asof daar skimmel in my huis is. Om te keer dat alles wat in daardie huis is onrein verklaar word, moet die priester opdrag gee dat alles binne in die huis eers verwyder moet word voordat hy die huis binne gaan. Wanneer alles verwyder is, kan die priester binne gaan om dit te ondersoek. Wanneer die priester die skimmel bekyk en ondersoek en bevind dat die skimmel 'n liggroen of rooierige kleur het en dat dit dieper lyk as die pleister op die muur, moet die priester na die deur van die huis gaan en dit vir 'n week lank toesluit. Die priester moet op die 7de dag terugkom na die huis. Indien hy die skimmel bekyk en bevind dat dit versprei het teen die mure van die huis, moet hy beveel dat die klippe waaraan die skimmel is uit die muur verwyder word. Dit moet op 'n onrein plek buite die stad gegooi word. Al die mure van die huis moet deeglik afgeskraap word en daardie pleister van klei moet ook op 'n onrein plek buite die stad gegooi word. Daar moet ander klippe ingebou word in die plek van die klippe wat verwyder is. Die mure moet ook met ander klei gepleister word. Indien die skimmel weer in daardie huis uitbreek nadat daar nuwe klippe ingebou is en die mure oorgepleister is nadat dit afgeskraap is, moet die priester weer die huis besoek. Indien hy bevind dat die skimmel in die huis versprei het, is dit 'n kwaadaardige skimmel en dit moet as onrein beskou word. Die huis moet totaal afgebreek word en sy klippe, hout en klei moet op 'n onrein plek buite die stad gestort word. Enige persoon wat die huis betree terwyl dit toegesluit is tot die aand toe onrein. 'n Persoon wat in daardie huis oornag moet sy klere was. Iemand wat in daardie huis eet, moet ook sy klere was. Indien die priester die huis bekyk en ondersoek nadat die huis reeds oorgepleister is en bevind dat die skimmel nie weer in die huis versprei het nie, moet hy dit rein verklaar, want die skimmel is totaal verwyder. Die priester moet dan die huis reinig. En om dit te doen, moet hy 2 voëls, 'n takkie sederhout, 'n bloedrooi toukie en 'n takkie hisop vat. Hy moet die een voël se kop afsny oor 'n kleipot waarin daar vars water is. Die takkie sederhout, die takkie hisop, die bloedrooi toukie en die lewendige voël moet hy dan druk in die kleipot met die bloed en vars water. Die huis moet hy 7 maal daarmee besprinkel. Op die manier ontsondig die priester die huis met die bloed van die voël, die vars water, die voël wat nog lewe, die takkie sederhout, die takkie hisop en die bloedrooi toukie. Daarna moet hy die voël wat nog lewe vrylaat buite die stad in die oop veld. Op hierdie manier doen die priester dan versoening vir die huis en dit sal rein wees. Dit is dan die instruksies wanneer dit kom by enige velsiekte soos melaatsheid of skirfte en uitslag, asook skimmel wat op klerasie of in huise voorkom, en ook oor swelsels, uitslaa, skirftes en ligte wit vlekke, sodat daar bepaal kan word wat rein of onrein is. Dit is die instruksies vir velsiektes soos melaatsheid as ook skimmel.